groet julle in die naam van Jesus en ek is dankbaar vir die voorreg om weer vanoggend die woord te bedien en ek vertrou dat die Here met elkeen van ons wat hierna luister en ook met myself sal praat en sal werk en veranderinge moet aanbring as dit nodig is of genesing, wat ook al nodig is, dat hy dit sal kom doen vandag. Vertrou regtig die Here. Ek is tans besig om kinderkerkmateriaal te skryf vir ons gemeente se kinders en ek kom toe by die verhaal van Esau en Jakob en ons ken die verhaal baie goed en maar dit is altyd vir my so pragtig en kosbaar van die woord dat alhoewel ons 'n verhaal goed kan ken en ons gaan weer daardeur, dan is daar altyd ietsie wat opspring in jou gees en wat dalk nie nuut is nie, maar net weer jou opval en jou hart druk en ruk met die waarheid. En dit is een van daai situasies vanoggend. Ons het almal kennis van hierdie verhaal. Die tweeling wat gebore is, die eerste een wat gebore was Esau en aan sy hakskeen vasgehou was Jakob en ons weet dat hulle lewe as broers was heeltemal deurweek met verskillende slegte emosies, negatiewe emosies, onder andere as ondermyning en jaloesie en vyandskap en daar was afpersing en daar was valsheid en bedrog en vrees en woede, alles in hierdie verhouding en Jakob vlug en hulle is uit mekaar se hare en uit mekaar se sig en hulle lewens gaan aan. So na 'n baie lang tyd besluit Jakob, maar dit is seker tyd om te gaan versoen met Esau. En hy het hierdie plan beraam om sy mense in groepe op te deel sodat daar 'n groep gestuur kan word en dan met klomp geskenke en opgevolg met 'n volgende groep en opgevolg met 'n volgende groep sodat as hulle vir Esau kry dat hy sal sien dat Jakob het versoening op sy hart en dat hy wil vrede maak. Maar intussen het Esau alreeds is hy ook alreeds op pad na Jakob toe met 400 manskappe. So hierdie goeters gebeur en Jakob is een aand besig om te worstel met 'n engel van die Here. En in hierdie worsteling het die Here sy heupbeen, sy pootjie uitgeruk en het Jakob daarvan af tot aan die einde van sy lewe het hy met 'n hinkepink gestap. En sommer net op die punt, persoonlik voel ek sal liewer saam met iemand stap en ek sal liewer advies van iemand ontvang wat maar ook met 'n hinkepink stap, wat al hierdie lewe se meel is, wat al met 'n worsteling met die Here deur is, as hulle wat alles is net reg en alles het nog net vlot verloop, maar is nog nie kneusmerke gekry van die lewe nie en dat die Here moes inkom en kom help nie. So terwyl Jakob hierdie geveg het, sê hy vir die Here, maar hy sal nie hier opstaan, hy sal nie laat los van hierdie geveg voordat die Here hom nie seën nie. En daai aand gebeur daar 'n kosbare ding. 'n Paar goed het gebeur, die Here het sy hart verander, die Here het Jakob se houding verander, hy het sy gesindheid verander, hy het sy bedrieglikheid verander en hy het ook sy naam verander. En Jakob word daardie aand deur die Here die naam gegee, Israel. En die belofte sou dan daarvan afkom en dat die Messias vanuit Jakob gebore sou word. So hierdie ding gebeur en toe is dit die dag wat Esau en Jakob mekaar nou so sien. Maar terwyl die Here besig was om Jakob te verander, was hy ook besig om Esau te verander. Ons lees dit nie dat hy dit gedoen het nie, maar as ons die uitslag sien van wat het gebeur toe hulle by mekaar kom, dan kan ons sien, maar dieselfde Here wat vir Jakob verander het ook Esau verander. Esau die victim van elke situasie het die Here ook verander. So kom ons lees dit in Genesis 33 vers 4. Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom, dis vir Jakob, en val hom, Jakob, om die hals en soen hom en hulle het geween. Is dit nie fantasties wat die Here kan doen in iemand se hart wat die Here toelaat om sy hart te verander nie. Esau wat regtig te nagekom was op elke vlak, het dit in sy hart gevind om vir Jakob te hug en om te soen en hulle kon saam
hulle kon saam ween. Dit spreek ons net van vergifnis. Dit spreek van die werk van die Here in iemand se lewe. Dan lees ons verder 33 vers 8. Daarop sê hy, dit is Esau, wat is jou bedoeling met hierdie hele laar wat ek teëgekom het? En Jakob antwoord, om guns te vind in die oë van my Heer. Ons onthou die woordjie guns. Toe antwoord Jakob, toe sê Esau, vers 9, ek het baie, my broer, wat joune is, laat dit joune bly. In vers 10, toe antwoord Jakob, ag nee, as ek nou guns in u oë gevind het, weer die woord guns, neem dan my geskenk uit my hand, want juist daarom het ek u aangesig te sien gekry, soos 'n mens die aangesig van God sien, en u het 'n behaag in my gehad. Vers 11, neem tog my begroetingsgeskenk, wat u aangebied is, luister hierna, want God het my genade bewys, en ek het volop. Die twee woorde, guns en genade, die twee woorde kan nie van mekaar geskei word nie. Ons kan nie genade en guns losmaak van mekaar nie. Hulle is afhanklik van mekaar. En dit werk so dat guns word verkry wanneer genade gegee is. Guns word gekry wanneer genade gegee is. Guns is die vrug van genade saad wat ons gesaai het. Die stelling maak dat alles wat ons van die Here ontvang, alles, moet weggegee word. Die engel sê, freely you have received, now freely give. Dis 'n beginsel. Dit is nie so 'n radikale stelling nie, maar alles wat ons van die Here kry, moet ons weggee. Ek mag gee 'n paar voorbeelde. Ons kry van die Here vergifnis, en dan moet ons mekaar vergewe. Ons kry van die Here liefde, want God is liefde, en as ons sy liefde kry, moet ons daardie liefde aan ander bewys. Dit was ook Jesus se gebed, dat ons mekaar sal lief hê. En dan ons materiële dinge, die goed wat ons het, is wat ons van die Here kry, moet ons bereid wees om te gee. Dit is 'n skrifbeginsel. En dan, wanneer ons dan genade ontvang, moet ons genade gee. En dit is wat Jakob hier vir Esau sê, God was my genadig, en ek wil hierdie genade wil ek gee. En dis ook in die Nuwe Testament die wonderlikste vers, in Johannes 1:16, staan daar, en het goed daar kom, Johannes 1 vers 16, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade, grace upon grace, we have received grace upon grace. En wat moet ons maak met dit wat ons ontvang van die Here? Ons moet dit gee. En dis die uitdaging vir elkeen van ons, om grace givers te raak. We have received grace upon grace, genade op genade het ons ontvang. Kom ons gee genade op genade. Dit is ons al baie bekend wat genade is. Dit is iets wat ons ontvang, wat ons nie verdien nie. En Jesus gee vir mense genade op genade op genade. Die vrou wat betrap is dat sy oorspel gepleeg het die dood verdien, het steniging verdien, en die Here gee vir haar genade op genade. Matteus, die tollenaar wat sondaar was, en Jesus gee vir hom genade op genade. En vir my en vir jou, elke van ons het al soveel keer in ons lewe genade op genade ontvang van die Here. Let's become grace givers. Kan ek vir jou vra, ter afsluiting, hoe gaan dit in die area van jou lewe van grace giving? Of hou jy vas aan hierdie ding dat jy was 'n victim, jy is nog steeds 'n victim van die ander mense se oneerlikheid en bedrieglikheid en haat en nait en jaloesie. Jy's 'n victim. Jy's 'n victim van hulle woorde, jy's 'n victim van hulle dit wat hulle van jou sê, wat ook die situasie is. En jy hou daaraan vas, en die victim mentaliteit raak jou identiteit. En jy kry dit nie reg, of ek kry dit nie reg, of ons kry dit nie reg, om te kan genade gee nie. Maar ons wil van die Here genade ontvang. Kom ons begin, en gee grace aan hulle wat dit nie verdien nie.
And let's give to them grace upon grace. En kom ons kyk hoe draai die Here die guns in ons lewe. Mag hierdie woord inspraak vind in elkeen van ons lewens. Mag ons hierdie gesindheid van 'n Jakob hê, Here, ek gaan nie opstaan voordat U my nie seën nie. Vra vir die Here om hierdie bagasie wat ons het te kan neersit, net te laat gaan, deur grace te gee waar grace nie verdien word nie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons genade gee. Dankie Here dat elkeen van ons 'n getuienis het. Nie een nie twee nie, maar honderde van kere wat U vir ons genadig was. Ons is uit genade gered. Ons het U genade elke dag nodig. En Here, ons het vanoggend geleer vanuit hierdie verhaal van Jakob en Esau, dat genade is iets wat ons kan gee. En ek wil vir U vra om elkeen van ons te help, in ons hart en gees te oortuig, dit is nou tyd om genade te gee daar waar dit nie verdien word nie. Help ons daarmee. Vir party is dit moeiliker as ander, vir party is dit pynliker as ander, maar dankie dat U genade genoeg is. Ons prys U naam. Amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid. Mag sy vrede oor jou wees.